'n hartlike goeiemôre. Dit is weer een Sondagoggend en wat 'n voorreg is dit om in hierdie oggend met u te kan praat uit die woord van die Here uit. Ons het soveel dinge wat gebeur deur die loop van die week en ons is nog steeds in lockdown en al hierdie dinge en ons wil nie net die hele tyd terugkyk na lockdown nie, maar vanmôre glo ek met my hele hart dat ons het vanoggend 'n woord van God af en as u nou vanmôre ingeskakel is, moet jy asseblief soos gewoonte saam preek, amen sê, halleluja sê as jy saamstem en ons gaan lekker kuier rondom die woord van die Here. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is en as jy dalk nou 'n bietjie later na dit gaan kyk, baie welkom ook dan. Maar ons is hier met een doel en een doel vir oë en dis om die naam van die Here groot te maak. Ek kan nie wag vir 'n dag om aan te breek dat ons weer by mekaar kan kom binne 'n gemeente of in 'n kerk om net 'n bietjie weer as samesyn te hê, maar tot dan sal ons die evangelie van Christus verkondig oor sosiale media, reg oor die wêreld, reg oor Suid-Afrika, reg oor ons dorp. En ek is vanoggend baie opgewonde want die Here het vir ons reën gestuur en ons het gehoor op die nuus daar gaan dalk 'n tipe van 'n sikloon inkom, maar nietemin ons is opgewonde want Psalm 65 vers 3 sê hy, ek dink Dawid is die skrywer, dan sê hy, o hoorder van gebed, en hy is nog steeds die hoorder van gebed, en u moet saam met my opgewonde raak, want ek weet vanoggend, God is nog steeds in beheer, en die Here wil vir my vanoggend, en vir jou vanoggend iets sê, jy wat luister na hierdie woord vanoggend, die Here het 'n afspraak met jou, jy kyk nie vir net nie, God het met jou 'n afspraak, en hy gaan met ons kom gesels vanoggend, net daar waar hy is. Kom ons gaan die oë sluit en ons gaan saam bid. Halleluja. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel het. Kom ons bid saam en ons maak die naam van die Here groot. Hemelvader, baie dankie in hierdie oggend, Here, dat ons u naam kan loof, kan prys en kan eer, Here. Dankie vanmôre, Here, vir hierdie platform, Here, op Profile Ministries, wat ons kan uitsaai vanmôre, Here. Dankie dat u vir ons hierdie platform geskep het om die woord te verkondig, maar dit gaan nie vanmôre oor my nie. Dit gaan nie vanmôre oor Profile Ministries nie. Dit gaan vanmôre oor die een en ware lewendige God, Jesus Christus. Halleluja. En ons gee al die lof en eer daarvoor. Here, ek bid vanmôre dat hierdie woord wat u my gegee het, diep in mense se harte sal tref vanmôre en dat u vanoggend, Here, 'n verandering, Here, sal maak. Dalk 'n gedagteverandering sal maak, Here. En Here, dat u ons sal kom seën. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, Here. Ek bid, Here, dat ek niks uit myself het sal sê nie, maar afhanklik van die Heilige Gees vanmôre, dat alles wat ek sal sê, Here, net deur leiding van die Heilige Gees sal wees. En ek bid dit in Jesus se naam. Seën elkeen vanmôre wat na die uitsending kyk, is my gebed in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. As u nou nog ingeskakel het, baie welkom. Ons gaan lekker gesels vanoggend net soos wat die woord van die Here ons lei. Nou as u die woord by u het, die Bybelboek, kan u saam met my gaan blaai na die boek van Matteus. Ek het dit daar op die skerm gesit. Matteus, die 14de hoofstuk. Gaan ons 'n paar verse lees, Matteus 14 vers 25, 'n baie bekende gedeelte uit die woord van die Here uit. Ek het al vroeër oor hierdie gedeelte gepraat, maar die Here het op my hart gelê om hierdie boodskap vanmôre weer met u te deel. Halleluja. En ek glo vanmôre dat die Here het 'n afspraak met my en u vanoggend en hy gaan met ons kom gesels. Halleluja. Is almal daar? Is jy daar in die boek? Matteus 14 vers 25. Hy sê daar, maar in die 4de nagmaal het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. Ek is alreeds opgewonde vanmôre en ek probeer self keer dat ek nie te opgewonde raak oor die woord van die Here nie, maar hier sê in die 4de nagmaal, dit beteken in die laaste gedeelte van die nag en in die woord van die Here sê, dit is tussen 3 en 6 uur die oggend, die laaste gedeelte van die nag kom die Here Jesus na sy disippels toe, al wandelend op die see, en ek het gaan naslaan en sê, daar waar die Here op die storm geloop het, waar hy sy voet neergesit het, die water skalm geraak, sonder dat hy 'n woord moes spreek. Ek wil vanmôre vir u sê, dat ons is in die laaste snikke van hierdie duisternis, of kan ek maar sê, die laaste snikke van hierdie nagmerrie waarin die wêreld om bevind, en glo in my hele hart, dat binnekort gaan ons nie eens meer weet van 'n COVID, of van enige siekte nie, maar die Here gaan sy kinders kom verlos. Amen.
Hy sê daar hy al wandelend op die see geloop. En wanneer hy getrap het die see kalm geraak. En as mens in die geestesriem inkyk en jy sien Jesus aankom, dit wat agter hom is kalm, die storm is verby. En miskien is ons net in die laaste snikke van 'n storm. Halleluja. Kom ons lees verder, voor ek baie opgewonde raak. Die 26ste vers sê, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Hulle het geskreeu van vrees. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, dis Jesus, sê vir Petrus, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, ek wil hê, jy moet vanmôre baie mooi luister na die woord van die Here. Hy sê, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Die 31ste vers. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Tot sover. Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Nou ek het laasweek ook gesê, en ek sê hierdie week weer, dat ons sit in 'n epidemie. 'n Nuwe jaar wat begin het, en ons het skrikkelik gedink, dat laas jaar was die ergste jaar ooit, en volgende jaar gaan 'n beter jaar wees, maar oor ons te rondom, ons sien ons hoe die plekke nog toe is, en hoe mense nog wonder, wat gaan hierdie jaar gebeur? In die week, by my werk toe, stuur hulle my vir 'n COVID-toets, nie omdat ek in aanraking was met enige gevalle nie, maar ek moet in volgende week, moet ek na 'n ander plek toe gaan, na 'n myn toe gaan, waar ek werk moet gaan doen, en hulle versoek, dat ek 'n toetsuitslag na hulle toe bring. En ek gaan na die toets toe, en ek doen die toets, en ek is afwagtend vir die uitslag, maar onder die hele afwagproses, praat ek met iemand die volgende oggend, en hierdie persoon sê vir my dat hy was in aanraking met sy familie, en sy familie was in aanraking met iemand wat positief getoets was vir COVID, en hy kan moontlik ook positief wees, en hy het sy masker aan, en 'n sanitasie, en al hierdie dinge, en ek sê vir hom hierdie woorde, ek sê, daar's hierdie bloedgroep wat ek het, kan nie COVID kry nie, en hy vra vir my, wat bedoel jy? En ek sê vir my bloedgroep wat ek het, en ek weet, jy gaan nou opgewonde raak saam met my, en ek sê vir my, hierdie bloedgroep wat ek het, is 'n J-positief bloedgroep. En hy kyk my so snaaks aan, en hy sê, maar Martin, dit is 'n baie snaakse tipe bloedgroep. Ek sê, ja, dit is nie eintlik snaaks nie, dit is eintlik wel bekend, dit is 'n Jesus positief, want ek is onder die bloed van die almagtige Jesus Christus, en wanneer ek onder die bloed van Jesus is, kan geen siekte my skade aandoen nie, kan jy saam met my sê, halleluja. Ek is onder die bloedgroep van J positief. Hy sê vir my, dit is 'n baie snaakse groep. Ek sê, ja, dit is Jesus se bloedgroep, because I'm under the blood of Jesus Christ. En 'n dag en 'n half later kry ek my uitslag van die toets wat ek gedoen het, en die toets is negatief, al die eer aan die Here toe. En vanaf ons laas jaar met hierdie COVID begin het, tot hierendag, kan ek getuig van die beskerming van die Here rondom my en my familie, en ook my werksmense. Ek getuig by my werk, ek sê, weet jy wat, so baie maal bid ons in die oggende, en ons vra vir die Here, vir die beskerming van die Allerhoogste, en nog nie een van ons mense by ons werk, of my familie, was getoets met COVID nie. Maar die sien is onder die krag van God staan, dan sal niks so skade maak nie. En in die week kom die Here by my en hy sê vir my, gaan bring hierdie woord, want iemand het nodig om hierdie woord te hoor. Op die woord
van God. En ek wil nou nie self voor uit daar klop nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, dat vandat hierdie epidemie die wêreld geslaan het, is God nog van die begin af tot nou toe in beheer van COVID-19. Dit maak nie saak wat die dokters sê nie, dit maak nie saak wat mense vanmôre vir jou sê nie, maar ek wil vir jou sê vanmôre wat luister, kind van die Here, luister baie mooi, God is nog steeds in beheer oor alles in jou lewe. Ons sien in die woord wat ons gelees het vanmôre, dat Jesus nadat hy die bergpredikasie gegee het, en ek gaan nou 'n bietjie daaraan aanraak, sê sy disippels, hy dwing in die skip, en hy sê, vaar oor aan die ander kant van die see, en onderweg gaan hy om te gaan bid op die berg. Die woord van die Here is in die 4de nagwaak, dit sê vir my, dat Jesus die hele nag deur gebid tot die volgende oggend toe, en die Gees van die Allerhoogste het Jesus attent gemaak, dat iewers op die see is daar 'n storm, en terwyl die storm in die gang is sy disippels besig om te spartel in my eie woorde, om die water uit die skip uit te kry. Hulle het bang geword, die storm is hewig, hulle weet nie wat se kant toe nie. En miskien vanmôre ook, is ek en u dalk in 'n storm vasgevang, en ons weet nie wat se kant toe nie. En ek wil vanmôre net praat soos wat die Heilige Gees my lei. Baie maal sit jy in 'n storm, en jy bid, en jy bid, en jy bid, maar die Here sê vanmôre, jy moet in geloof bid vanmôre. Wanneer laas het jy geloof gebid? Geloof soos 'n mosterdsaad. Hebreërs 11:1 sê vir ons, dat geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n getuienis van dit wat ons nie kan sien nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy glo in God die Vader, God die Seun en die God die Heilige Gees, en jy het hulle nog nie gesien nie, dan is jou geloof reg, dan moet jou geloof so sterk bly vanmôre. Om te glo in God kan vir jou iets doen, wat jy nog nie voor jou oë sien vanmôre nie. Maar o wee, die mense ongeloof, wanneer die winde waai, en die storm kom, wanneer iemand net ou hoesie gee in die huisgesin, dan moet ons gaan vir 'n toets, want ons kan na COVID-19 plus wees. Ek wil vir jou sê vanmôre, luister baie mooi na hierdie jong prediker vanmôre. Ek is dalk nie die beste prediker en dalk nie die bekendste prediker, maar een ding weet ek verseker, dat wanneer jy onder die bloed van die Here is, gaan geen demoniese mag jou kom aanval, because you are covered under the blood of Jesus Christ. Hallelujah. God bly in beheer. Hy sê Jesus, in die 4de nagwaak, is op pad na die disippels toe, al wandelend. Iets sê vir my, dat Jesus het nie gehardloop om hulle tegemoet te kom nie. Jesus was nie hastig op pad na hulle toe nie, want jy sien, hy hou môre en oormôre in jou toekoms in sy hand vas vanmôre. Hy is die eerste en die laaste, die begin en die einde. Hy is die Alfa en die Omega vanmôre. Halleluja. Hy weet wat jou toekoms is. Hy weet wat jou môre en oormôre is. Waarom sal jy dan bekommerd wees? Die woord van God het al wandelend op die see geloop. Nou ek weet nie van u nie, maar ek het al op 'n paar plekke in Suid-Afrika by 'n wandelpaadjie gekom waar mense gaan wandel deur die woud, onder andere onder 'n Nysna en so 2 jaar terug 'n Graskop waar ek ook was, het ons gaan wandel deur die woud. En nêrens het ek gesien dat wanneer 'n persoon sê hy wandel, dat hy op sy vinnigste hardloop om net deur die plek te kom nie. Jy stap rustig. Jy wandel. Jy beskou die skoonheid van die natuur wat God geskaap het. Jy's nie haastig nie. Jy's rustig. En die woord van God sê, en hier kom Jesus in die middel van 'n storm, terwyl die disippels angsbevange is, en hy wandel op die see. Baie maal om bid ons tot die Here, en die Here moet gou kom. Die Here moet nou kom. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie hastig raak vanmôre nie. Jesus is op pad, hy is al wandelend op pad na jou toe, om jou situasie te verander. Halleluja.
Hy sê toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld. Met ander woorde, hulle het bang geraak, hulle het angsbevange geraak. Hulle het gedink hulle gaan sterwe, sê Jimmy Swaggart se Bybel verduidelik dit mooi. Hulle het gedink hulle gaan sterwe, hulle het gedink dit is 'n spook wat op pad is na hulle toe. Ongeag die storm wat daar is, kom er nog 'n spook ook aangewandel, maar Jesus het klaar geweet wat hulle dink en hoe hulle voel, en die woord van die Here sê, hy het dadelik met hulle gepraat. Hy sê maar, Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed. Ek wil hê daar waar jy sit vanmôre, tap jouself so 'n bietjie sê, ek moet goeie moed hou vanmôre. Ongeag die omstandighede, hou net goeie moed. En Petrus doen 'n ding wat ek dink menslik ook ons sou gedoen het. Alhoewel hulle weet hoe Jesus lyk, maar ek dink in daardie oomblik was Jesus in sy glorieryke vlees gewees. Stap hy nader. En Petrus sê vir hom, Jesus, as dit dan U is, beveel my om op die water te loop. En Jesus antwoord hom, maar Jesus is nie hom geantwoord op sy vraag nie. Jesus antwoord hom op die geloof wat hy sien. Jesus antwoord jou nie op jou vraag wat jy vra nie. Jesus antwoord jou op die geloof wat jy in Christus het. En op daardie oomblik het Petrus geweet, as dit Jesus is, sal ek waaragtig in hierdie skei klim en op die water loop. Maar dit gebeur in die geestelike riem, en ek wil dit by die tuis bring vanmôre. U wat nou met hierdie boodskap gehoor het, sal weet waarvan ek praat. Ek het al baie keer vir mense gesê. Maar dan kan ek vanmôre ook so 'n bietjie die teologie van 'n paar predikers die mekaar krap, of 'n paar teologie skrywers die mekaar krap, maar ek wil vanmôre vir u sê, toe Petrus uit daardie skei uitklim, het hy nog nooit op die water geloop nie. En ek kan maar sê amen. En ek kan maar nou sê maar prediker, maar dit staan so in die woord van God geskryf. Ek wil jy 'n bietjie stap verder vat vanmôre. Maar toe Petrus in die skei staan, en hy sê vir Jesus, as dit U is, laat my dan, beveel my dan om uit te klim. Daardie geloof interaksie was daar gewees, en Petrus wag vir 'n oomblik vir die antwoord van Jesus, en Jesus in die geloof van Petrus, en hy sê vir hom, kom. En dadelik reageer Petrus nie op die antwoord van Jesus nie, maar hy klim uit die boot uit, hy klim uit die skei uit op die woord wat God hom gegee het. Die woord was kom. En hy klim uit op hierdie woord van God. En Petrus loop nie op die water nie, maar hy loop op die woord van God na Jesus toe. Ek wil hê met dit geestelik vat vanmôre. As God vir jou sê kom, moenie na die water kyk vanmôre nie. Moenie na die storm kyk vanmôre nie. Maar hou jou oë gefestig op hom wat jy die woord gegee het. Hou jou oë gefestig op hom wat vir die kruis van Golgotha gesterf het. Hou jou oë op hom wat gesê het, ek kom weer terug om my bruid te kom haal. Hou jou oë gefestig op die waaragtige seun van God die Vader, naamlik Jesus Christus, en hom as gekruisigde vanmôre. Hou jou oë op Jesus, en hou jou ore op die woord van God, halleluja. En ek kan jou waarborg vanmôre, liewe luisteraar, onder inspirasie van die Heilige Gees, jy sal bo jou storm opgelig word, en jy sal bo op jou storm loop, sonder dat jou voete die water raak. Want die woord van God sê, daar waar Jesus geloop het die water kalm geraak. Jy sien vanmôre, so God jou volle aandag, jou onverdeelde aandag. God kyk nie na jou vleeslike uiterlike nie. Hy kyk na die hart van 'n mens. Hy sê daar in Psalm ook, hy sê dat Dawid was 'n man na God se hart gewees. Hoekom? Want hy het gekyk na die hart van Dawid. Dawid het ook sy foute gehad, maar hy het die hart van Dawid geken. Hy het die geloof van Dawid geken.
Maar nog steeds sit ons in verwarring. Wat gaan ons doen as ons skole van ons kinders nie oopmaak nie? Wat gaan ons doen as ons werke nie oopmaak nie? Wat gaan ons doen as ons in die volgende vlak 4 of vlak 5 gaan? Ek sê vanmôre vir jou, daar is iemand besig om op die storm te loop op pad na my en jou toe, om ons uit die skei uit te ruk van 'n storm en van sê, staan bo op die water saam met my. Staan op my woord vanmôre. Jy sien, want alles wat ons kan verstaan, is hier die woord van God vanmôre, want hier is die begin en die einde. 'n everlasting, dit sal nooit vergaan nie. Die Here sê in sy woord, alles sal vergaan, maar hierdie woord sal vir ewig bystaan. Halleluja. As God vir jou sê, kom, gaan dan. Maar ons is vasgevang in ons omstandighede. Ons is vasgevang. Wat sê die dokter? Ons is vasgevang. Wat sê die president? Ons is vasgevang. Wat sê my werkgewer? Ons is vasgevang. Wat sê my bank? Wat sê my siekte? Wat sê my dokter? Wat sê die mediese fonds? Ons is vasgevang in omstandighede. Maar Jesus sê, kom! Halleluja. Ervaar die krag van God vanmôre. Ek wil eens 'n bietjie terugvat. 'n oomblik terugvat of 'n paar oomblikke terugvat, net voordat Jesus op die berg gegaan het en voordat hy sy disippels in die skei gesit het. En kan jy vir julle lees vanoggend asseblief? Hy sê dan in die 14de hoofstuk, die 17de vers. Net vir die regte versie kry. Hy sê in die 16de vers, maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. En ek wil net vandag sê wat gebeur het. Dis die eerste vermeerdering van die brode en Jesus gee sy preek. Dit het al redelik laat geraak in die aand en die disippels kom by Jesus en sê vir Jesus dat dit is aand. Hulle is op 'n verlate plek en Jesus moet asseblief hulle wegstuur sodat hulle na die dorpe toe kan gaan en iets kan koop om te eet. En Jesus sê vir sy disippels, hulle het nie nodig om weg te gaan nie. Ek het vanmôre 'n woord vir die kerk vanmôre. Jy het nie nodig om jou mense weg te stuur nie. Gee jy vanmôre kerk, gee jy vanmôre vir iets om te eet. Prediker, luister baie mooi. Die 17de vers. Maar hulle antwoord vir Jesus, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Nou wil ek hier, jy moet gou vandag die aandag vestig op hierdie scenario. Hulle het 5 brode en 2 visse en dan sit 5000 manne voor. Dis sonder die kinders en sonder die vrouens. 5000 man. Nou ek weet nie van u nie. Maar ek dink as ons vandag 5000 mense voor ons het en ons moet vir hulle kos gee, gaan ons redelik mense nodig hê en redelike donasies of redelik kos nodig hê om vir 5000 manne sonder hulle vrouens en kinders kos te gee. Ons gaan treine vol kos moet hê om te voorsien. Maar Jesus doen iets. Hy sê gee julle vir hulle kos. Waarom wil julle wegstuur? Gee julle vir hulle kos. Julle wat sê julle is my navolgers. Julle wat sê, julle is kinders van die Here. Julle wat sê, julle ken my. Gee julle van 'n kos. En ek wil vanmôre met die geestelik praat. Hy sê daar so in die 18de vers. En Jesus sê, bring dit hier vir my. En hulle bring die 5 brode en die visse vir my en hy sê daar in die 19de vers. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit. En hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disippels en die disippels aan die skare. Ek lees nie een oomblik dat Jesus dit aan die disippels gegee het om te eet en die brood is klaar nie. Ek lees nie een stuk waar Jesus sy disippels stuur en sê, gaan kry julle gou kos, terwyl ek met die mense praat nie. Hy sê, bring dit vir my. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat jy het vanmôre, bring dit na die Here toe vanmôre, en hy sal dit vir jou vermeerder, tot oorlopends toe vol. Die 20ste vers, en almal het geëet,
en versadig geword. Luister baie mooi. Elkeen het nie net 'n broodjie gekry en 'n stukkie visie net om die hongerpyne weg te kry. Nee, hy sê hulle het geëet en hulle het versadig geword. Halleluja. Kan iemand net die Here 'n lofoffer gee? Because when Jesus is as wanneer God naby is, dan is daar oorvloed. Halleluja. Hy sê, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. Hierdie mense het geëet, 5000 man. Hulle vrouens het geëet, hulle kinders het geëet, en dan oorgebly 12 mandjies vol. What an awesome God we serve, hallelujah. Wat 'n wonderbaarlike God dien ons. Kom terug by Petrus. En nadat alles wat Jesus gedoen het, klein gelowige, luister baie mooi die woord van die Here. Na alles wat Jesus gedoen het, 'n paar uur terug, vra hulle vir hom, Jesus, maar as dit werklik U is, bevel my om na U te kom. Jy sien die disippels se hart was verhard geweest teenoor Jesus. Want hulle denke, hulle gedagtes rondom alles was, dat die skare sou weggaan van Jesus af, en self hulle kos gaan koop het. Is die kerke maar nie ook vandag ook maar so nie? Mense kom na die kerk toe om gevoed te word, maar ons stuur hulle weg en sê nee, gaan kry maar op ander plekke kos, want ons het nie vir jou nie. Maar Jesus sê nee, gee julle vir hulle kos, sodat hulle oorvloeg kan hê. En dieselfde disippels, dieselfde Petrus, kom op 'n storm enkele oomblikke, nadat Jesus hierdie wonderwerk gedoen het. En sê Jesus, maar as dit U is, Here, as dit U is, sê vir my om na U toe te kom, dat ek net weet, dis U wat my roep. En Jesus roep hom en sê, kom. Hy klim uit die skei en hy stap en hy kyk vir Jesus. Ek sien my gees is oog gooi, stap, sy oog gefestig op Jesus. Stap na Jesus toe. Maar ewe skielik toe val sy oog die golf langs Jesus. En sy oog vang die winde wat waai aan die ander kant. En hy bring 2 en 2 by mekaar en besef vir 'n oomblik, maar ek is nog steeds in die storm. Klein gelowige, hoor die woord van die Here. Die storm is nog nie weg, tot jy jou volle aandag op Jesus gesit het nie. Die storm is nog steeds daar, maar Jesus is bo op die storm. Hy vat nie die storm weg nie, hy haal jou geloof uit jou uit. Hy kyk hoe jou geloof is, en hy laat jou opstaan, bo op jou storm. Die storm is nooit weg nie, jy staan net bo op jou storm. Petrus kyk links, en Petrus kyk regs. Nadat hy die woord van God geloop het, luister baie mooi, dis 'n woord van die Here. Baie maal kry ons 'n woord van God af, en ons is baie haastig om dit te doen, en ons klim by die skuit uit, en ewe skielik is die storm rondom ons, en ons weet nie meer wat se kant toe, en dan begin ons twyfel, Here, het ons reg gehoor, het nie by die woord gegee, was dit iemand my gepraat het, was dit die stem van die Here, en ek begin rondkyk na die winde, ek begin rondkyk na die golwe, en ek begin sak in die see in. En ons vertroue is nie meer op die Here soos wat dit moet wees nie. Ons oë is nie meer gefestig op Jesus nie. Die storm raak al hoe groter, want nou begin ons al hoe dieper in die storm insak. En Petrus doen 'n ding. Hy sê, dis Petrus, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. Hy klein gelowig geraak. Hy het sy oog van Jesus afgehaal. Hy het ongelowig geraak, met ander woorde. En toe hy begin sink, hoeveel maal het ek en jy nie al gesink in ons storm nie? Nadat die Here vir my en vir jou 'n woord gegee het. Hy sê, toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Here, red my. Jy sien ons oë is nie gefestig op Jesus nie. Ons staan nie meer op die woord van God nie. Ons doen nie meer wat die woord van God vir ons sê nie. Ons kyk na die storm, ons kyk na ons omstandighede, ons kyk na die winde wat waai, ons kyk na COVID, ons kyk na die dokter wat die verslag moet gee, maar ek wil
vanmôre vir jou sê, ek het nie opgegee vir 'n toets wat ek moet doen nie. Ek het nie opgegee wat die uitslag gaan wees nie. Ek het geweet, as ek my oë gefestig is op Jesus en onder die bloed van God is en ek die H-positief, J-positief bloed het, dan kan geen siekte my skade doen nie, maar ek sal wees soos wat God wil hê ek moet wees, in geloof staan en staande bly. Halleluja. Ek sal nie twyfel nie, want God is in beheer. En in sy noodtoestand roep Petrus uit, Here, red my. Hy besef dat sy oog is van Jesus af. Hy besef dat die storm was besig om te laat sink. Hy besef dat hy afgeklim van die woord van God af en begin in die water en sink. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, as jy op die woord van God kan bly, sal jy staande bly. As jy oog gefestig kan wees op Jesus, sal jy staande bly. En ek sien in my geestesoog hoe dat Petrus opkyk na Jesus. Daar hy klaar gekyk het by storm, en hy kyk op na Jesus, en hy sê, Jesus, red my, met sy hand uitgesteek na Jesus toe. En die volgende vers sê dit so mooi, die 31ste vers, hy sê, en Jesus het na 'n rukkie eers gekyk of Petrus geloof regkom, en toe help hom, nee, 1000-maal nee, hy sê daar, en Jesus het dadelik sy hand uitgestrek, of uitgesteek, en hom gegryp. Jesus wag net die klaar sink nie, hy staan dit daar, hy gryp jou vanmôre en sê, kom uit jou omstandighede uit, want ek is nog steeds God, wat in beheer is, oor die storm, oor jou skei, en oor almal wat in die skei is. En die woord van die Here sê, toe Jesus in die skei klim, halleluja, toe Jesus in die skei klim, toe raak die storm stil, en hulle vaar oor na die ander kant van die see. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit maak nie saak hoe jou storm lyk nie, dit maak nie saak jou probleme wat jy het nie, al sit jy al 'n hele maand of 2 of 3 sonder 'n werk, ek gee nie om vanmôre nie, God is in beheer, halleluja. Jy sê dan predik jy praat maklik. Jy sit nie met 3, 4 en 5 maande sonder salaris nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy een aand sonder kos gaan slaap? Jesus het voorsien, halleluja. Hy sal weer voorsien. Hy wil vanmôre vir jou sê, ek is die God wat die brood breek en dit sal vermeerder, maar ek wil vanmôre hê jy met jou geloof op my sit. En as ek vir jou sê, kom, moet jy nie na die water kyk nie, maar jy moet vanmôre na die waaragtige woord van God begin kyk en glo wat hierdie woord vir jou sê, en die Here sal vir jou 'n deurbraak maak, soos van nog nooit van tevore nie, halleluja. Kan iemand net sê amen? En opgewonde raak. Iemand daar opgespring en begin die Here loof het en amen en halleluja gesê, en saam met opgewonde geraak oor die woord van die Here, en jy moes al klaar die Here dankie gesê vir daardie deurbraak wat in jou lewe bring. Maar prediker, pastoor, ek het 'n binding in my lewe in die naam van Jesus Christus. Daai binding is gebreek vanmôre. Ek weet nie vir wie dit is nie, maar ek ervaar om God se gees. Iemand het 'n binding vanmôre. God sê hy breek daai binding vanmôre in Jesus naam. In Jesus naam. En red vir Petrus uit jou situasie uit. Dalk stem die teologie nie vanmôre saam met my nie. Dalk is daar 'n paar predikers wat nie met my saam stem nie. Maar Petrus het nie op die water geloop nie. Hy het op die woord van God geloop. En die oomblik toe hy sy oë van God se woord afhaal, toe sink hy in die water in. Maar toe hy weer opkyk na Jesus en vir God sê, red my, toe red die Here hom, halleluja. Ek vra jou vanmôre, hoe lyk jou omstandighede? Ek vra jou vanmôre, hoe lyk jou gebedslewe? Nee, wag, ek gaan vir jou iets groters vra. Hoe lyk jou geloof vanmôre in Christus Jesus, halleluja? Wat sê Jesus vir jou vanmôre? Sê hy vir jou kom, of sê hy vir jou staan stil? Of is jy te bang om te reageer op die woord van God vanmôre? Suid-Afrika, luister baie mooi na hierdie jong prediker vanmôre. As jy dit luister vanmôre, waarvoor is jy bang? Waarvoor is jy ongelowig vanmôre? God sê daar, hy sê daar so aan die einde van daardie vers, hy sê, en Jesus het hom gegryp en vir hom gesê. En dalk sê Jesus dit vir my en vir jou vanmôre. Klein gelowige, waarom
Het jy getwyfel? Klein gelowige, jy wat nou net die wonderwerk gesien het, dat jy brood vermeerder het, jy wat nou net die prediking gehoor het, jy wat nou net toe ek oor die water gaan vir jou sê, ek sal jou nooit vergewe of jou nooit verlaat nie. Ek sal altyd weer met jou wees, ek sal jou beskerm, ek sal jou bewaar, ek sal met jou wees, soos met Dawid en Goliat. Toe Dawid uitstap, toe sê Goliat vir my, jy dink, wat dink jy is ek 'n hond met na my toe kom met 'n stok? En Dawid sê vir hom, nee, maar ek kom na jou toe, in die naam van Jesus Christus, hy wat aan die kruis gesterf het, of nog sou sterf, maar Dawid se geloof was reg gewees. Hy het gewees dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Halleluja. Sadrag, Mesach en Abednego weier om voor 'n gesnede beeld te buig. Hulle sê nee, ons buig net voor een God, en dis die God van hemel en aarde, en hulle word in 'n vuuroond ingegooi. Maar toe hulle kyk, koning Nebukadneser kyk na die vuur, toe sien hy 'n vierde persoon, naamlik Jesus Christus, en hy besef dat hierdie God van Sadrag, Mesach en Abednego is die God wie aanbid moet word. Halleluja. Daniel bid na sy God 3 maal 'n dag. En die wind is teen Daniel. Ek wil vanmôre vir Suid-Afrika sê, dit maak nie saak hoe die wet is, die kerk luister baie mooi. Dis 'n woord van God af vanmôre. Dit maak nie saak hoe die wet geskryf is, en hoe die wet in die kerk is nie. Daniel het gebid 3 maal 'n dag na sy God geroep. Wat keer vir my en jou vanmôre? Halleluja. En hy word in 'n leeukuil gegooi. Hongerleeu's. En ek verstaan in daardie jare het hulle die leeu's uitgehonger. En hulle sê wanneer hulle mense sal ingooi, nog voordat die mense die vloer tref, dan word hulle uit mekaar uitgeskeer, soos die leeu's hulle gryp van die hongerte en uit mekaar uitgetrek. Jy het nie 'n kans om te oorleef nie. Maar Daniel bid na God wat oneindig, daar's niks wat God nie kan doen nie, 'n onveranderlike God, 'n God wat gister, vandag en tot in alle ewigheid is, 'n God wat vir jou sê, as ek jou sal beskerm, sal ek jou beskerm ten alle koste. En Daniel sak af in daardie leeukuil in. En die leeu's doen hom niks nie, want die engel van die Here, hoofletter, dit was Jesus self in die leeu se monde gaan sluit. Hoe hongerig ook al was, sluit die Here die leeu se mond. Miskien het jy vanmôre 'n paar leeu's wat na jou kyk in die geestelike die helm, en die wonder of jy het gemaak. Ek wil vanoggend vir jou sê, liewe luisteraar, dat die Here sal die bekke van die leeu sluit. Die Here sal saam met jou in die vuur gaan, sal saam met jou in die rivier gaan. Die Here sal met jou wees in 'n storm. Jy moet net aanhou glo en glo en glo en op die woord van God bly staan. Daar's soveel beloftes in die woord van God. Die woord van die Here sê, herinner God gedurig deur aan sy beloftes, en hy sal dit vir jou gee. Halleluja. Kan jy sê amen? Ek moet begin klaarmaak. Halleluja. Prys die Here. Ek's opgewonde. Want God wil sy kinders iets groots doen. Halleluja. Ons bid vir reën vir ons dorp. Vanmôre toe ek opstaan, dis hoe val die reën. Ek kan sien hoe die natuur opgewonde is oor dit wat God doen. O, hoorder van gebed. Halleluja. Luister 'n bietjie hierna. Ek wil gou vir jou 'n Psalm lees. Halleluja. Nee, ek wil gou vir julle nog iets lees uit Jesaja wat die Here vergeet. Jesaja uit die 41ste hoofstuk. Luister baie mooi. Die 10de vers. Miskien is jy bekommerd vanmôre. Hier is 'n bevestiging op dit wat ek vanmôre vir jou sê. Jesaja 41 vers 10 sê: Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Halleluja. Hy sê ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, met dieselfde hand waarmee hy Petrus uit die water uittrek. Dieselfde hand sal God vir jou en vir my versterk. Halleluja. Ek wil die vat daar op Psalm toe. 'n wonderlike Psalm wat geskrywe is, Psalm 55. Die opskrif daar, weg na die woestyn, maar hoor wat sê hy baie mooi, daar in die 23ste vers, halleluja, prys die Here. Hoor hierdie woord van God vanmôre, hy sê, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit dat die regverdige laat wankel nie. Halleluja. Kan jy saam mee opgewonde raak, as jy vanmôre regverdige van God is, sal jy nooit wankel nie, want die Here sal jou beskerm en jou bewaar. Halleluja. Hy sê uit jou storm uithaal vanoggend. Wat meer wil jy hê, moet God vanmôre vir my en jou sê, behalwe dit, dat jou geloof
moet in Christus wees. Jy moet op God se woord bly staan. Halleluja. By wyse van spreek en as dit maar boet, vat jou Bybelboek vanmôre, sit hom op die grond neer en manifesteer in die geestelike riem in. En sê Here, ek manifesteer vanmôre. Ek staan bo op die woord van God en ek weier om daar af te klim totdat U my die pad wys wat ek moet gaan, totdat U my red, totdat U my help, sal ek nie van die woord van God afklim nie. Ek sal bly glo wat Jesus vir my sê. Halleluja. Dankie vir daardie amens en hallelujas. Mag die Here U seën vanmôre. Ek maak klaar. Ek maak klaar. Ek onthou jare terug. En ek het nooit geweet dit sal so wees nie. My mentor, oorlede pastoor Johan van Eden, was mal oor 'n koortjie gewees. Hy sê, "This old world can never hold me. Any moment I will be gone." En ek het geweet oor 'n jaar of 2 terwyl hy die koortjie gesing het, toe die Here hom kom haal. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak wat die Here na jou beskoon tog, dit maak nie saak wat die wêreld na jou kant toe bring nie. Dit maak nie saak wat die vyand na jou kant toe bring nie. Ek wil aansluit by Pastor Rolf Kelvin se power moment gisteroggend wat hy gebring het. Hy sê, wat het die duiwel, Lucifer, wat het jy gedink om na die kind van God toe kom, om hom aan te val as hy onder die bloed van Jesus is? Wat het jy gedink dat God hom nie sou red nie? God beloof dan vanmôre weer, ek sal jou red uit jou storm uit. Vyand, wat het jy gedink gaan jy doen met die kind van God? Halleluja. There's nothing like the blood of Jesus Christ. Halleluja. Daar's niks soos die bloed van Jesus Christus nie. Hy maak nog steeds die vuilste sondaar vry. Halleluja. Wat vir jou vanmôre? Waarmee sal God jou besig vind as hy sy kinders kom haal? Weet nie hoekom ek vanmôre sê nie, maar jy moet tot 'n besef kom vanmôre dat kerkspelers verby. Ek praat nie van 'n gebou wat jy nie kan gaan nie. Ek praat van hierdie waaragtige woord van God. Ons kan nie meer God se woord speel nie. Dit tyd geword dat hy skei die klomp en met jou by die woord by staan en ons oë gefestig hou op Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê in sy woord, niemand kom by die Vader behalwe deur my, die Seun van God nie. Jy kan alleenlik by Jesus kom. Alleenlik by die Vader kom deur Jesus Christus. Halleluja. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. Is jy opgewonde vanmôre? Is jy opgewonde vanmôre? Halleluja. Ek sluit af vanmôre met 'n laaste getuienis uit die woord van God. En u ken dit vanoggend. Maar ek wil net ten laaste so 'n bietjie bemoedig vanmôre. Jy dalk vanmôre 'n vraag. Jy is dalk nie meer lus vir jou ou omstandighede nie. Jy is nie meer lus daar waar jy bly nie. Jy is dalk nie meer lus vir wat in jou lewe aangaan nie. Ek vat u terug na die Israeliete toe hulle in Egipte was. Hulle is slawe. Hulle is nie meer lus vir hulle lewe nie. Hulle is nie meer lus vir die werk wat hulle doen nie. Hulle bid 400 jaar vir verlossing. Niks gebeur nie. Want hulle was ongehoorsaam aan die woord van die Here. Niks gebeur nie. Maar op 'n dag toe wek die Here Moses op. Halleluja. En hy vlug weg na die uiterste hoeke van 'n woestyn toe. Maar iewers ter agter in die woestyn, toe kom Jesus by Moses uit. Hy sê, Moses, trek net jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien die grond waarop jy vanmôre staan, of as jy na die boodskap luister, die grond waarop jy staan is dalk heilige grond. Hoor die woord van die Here. En die Here sê van Moses, gaan na Egipte land toe en gaan lei my volk uit. En wat het gebeur? Hier kom die antwoord vanmôre. Wat het gebeur? Na enkele klomp pla, na 10 pla, luister baie mooi, na 10 pla, toe kon die volk trek. En die woord van die Here sê, die laaste plaag was die dood van die eerste geborene van almal wat in Egipte bly saam met die diere. En Jesus stuur 'n plaag na hierdie aarde toe, want sy volk is ongehoorsaam. Ek het in die begin gesê, en ek sê dit weer, dat God is in beheer van alles. Hoor hierdie woord van die Here. God is in beheer van alles. God stuur 'n plaag, hulle noem dit COVID. En mense gaan dood van hierdie plaag.
dis wanneer die doodsengel verby jou kom. Maar iewers het ek geleer in die woord van die Here, wanneer ek in my huis bly, het ek my huisdeur gesalf met olie as 'n teken van die bloed van Jesus Christus. En as die doodsengel nie verbykom, dan sê hy, nee, hier is iets anders. Dis die bloed van Jesus Christus wat nog hier is. Hier is nog lewe, hier is nog 'n antwoord, hier is nog iets wat gebeur in hierdie huis, naamlik die bloed van Jesus wat lewe bring. Halleluja, ons kan nie dood maak hier nie. Halleluja, halleluja. Moses gaan na Egipte land toe. En hy lei die volk uit en hulle kom by die Rooi See. Daarmee sluit ek af. Ek voel die gees van God sê daarmee maak ek klaar. En hulle trek uit, en is verlossing. En hulle is opgewonde, en hulle het goud en silverberge, hulle het van die vee gevat in Egipte, en hulle trek uit, en hulle kom by die Rooi See, soos wat die woord van God sê. En hulle is vasgevang. Daar was alternatiewe roete wat hulle kon gebruik, maar Jesus was in die voorhand gewees, en Moses se oë was gerig op Jesus, en hulle kom by hierdie see aan, en die volk murmureer, en hulle begin kla, enkele oomblikke, luister baie mooi, enkele oomblikke nadat God hulle verlos het van Egipte land af, net soos Petrus, enkele oomblikke, nadat die Here die brood vermeerder het, enkele oomblikke, daarna, murmureer die volk weer, en sê, maar Jesus is ons nou uitgelei, maar Moses, ons is hier voor 'n see, en Farao is op pad met sy hele weermag om ons te kom uitroei, en ons te kom doodmaak. Wat het jy gedink, gaan ons sterwe? En ek wil dit weer sê, ek wil weer aansluit by Pastor Rolf Kelvin se boodskap. Vyand, wat het jy gedink gaan gebeur? Gaan die Here sy volk net al los om ten gronde te gaan? Nee, 1000-mal nee. Jesus het gekom om ons die weg te wys, want hy is die lewe en die waarheid. Hy het gekom om ons te verlos, halleluja. Hy het gekom om vir ons 'n beter lewe te gee. Naamlik die ewige lewe, halleluja. En murmureer by Moses, wat het jy gedink gaan nog gebeur met ons? En Moses sê, wag bietjie, ek moet net gou 'n draai stap, by eie woorde. Moses sê, gee my net gou 'n kans, ek moet net gou met iemand gaan gesels, halleluja. Ek moet net gou met iemand gaan praat, ek moet net gou op die woord gaan staan, en net gou gaan hoor, wat is die volgende stap wat ek moet gee? Petrus, kom, Moses, kom, Daniel, kom, Sadrag, Mesach, Abednego, kom, liewe hoorder, as jy na die boodskap luister, God praat met jou, kom, hy het vir jou uitweg vanmôre, halleluja. En hy sê vir Moses, gebruik dit wat jy in jou hand het vanmôre. Ek gee vir jou die woord, ek sê vir jou, trek deur die see, en Moses vat sy staf in sy hand, 'n tipe van God se teenwoordigheid, en hy vat sy staf en hy rig hom uit oor die see, en God maak die weg oop, en hulle trek deur die see, halleluja. Wat van jou vanmôre? Wat van jou vandag? Hoe lyk jou omstandighede vanoggend? Waarom sal ons murmureer? Ek wil hê jy moet vanoggend, daar waar jy sit, daar waar jy staan, daar waar jy luister, moet jy vanoggend vir die duiwel so 'n bietjie gaan sê, praat so 'n bietjie terug met die duiwel, moenie net praat van die duiwel nie, praat met die duiwel vanmôre, sê vir hom volgens soos wat Pastor Rolf Kelvin sê, en ek dank die Here vir 'n man van God wat luister na die woord van die Here. Hy sê, praat terug met die duiwel vanmôre, sê vir hom, wat het jy gedink gaan gebeur, as jy na my toe kom, as ek 'n kind van God is, wat het jy gedink gaan gebeur? Ek kan vir jou sê wat gaan gebeur, wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Jy moet dit net vat vanmôre. God sal vir jou die uitweg gee vanmôre, halleluja. God sal vir jou die uitweg gee. My opskrif vanmôre, op God se woord. Waarom staan jy vanmôre? Waarom staan jy vanmôre? So interessant. Ek praat in die week met iemand, en ons praat oor die van, almal het 'n van. Ek is Pastoor Martin Ferreira, dis my van Ferreira, almal te van, en hierdie persoon sê vir my, ek praat oor Pretorius, en hy sê vir my, wys my een Pretorius wat jy kan vertrou, en ek maak 'n grap met hom, ek sê vir hom, wat van Oscar Pretorius? En hy sê, en hy maak vir my 'n grap terug, hy sê, maar Oscar het nie 'n voet om op te staan nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, al het jy nie 'n voet om op te staan nie, staan asseblief net op die woord van God vanmôre met alles wat jy het, of jy 'n voet het of nie 'n voet het, of jy hand het of nie, maar laat jou geloof vanmôre op God se woord bly staan,
en die Here sal 'n weg maak soos nog nooit van tevore. Daar's 'n koortjie wat ek altyd van hou. Hy sê ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak 'n weg vir my as ek altyd heilig leef. Die sonde haat na vrede streef, dan weet ek die Here maak 'n weg vir my. Ek wil vanmôre vir jou sê, onder inspirasie van die Heilige Gees vanmôre, wil ek vir jou sê, ek weet vanoggend, die Here maak 'n weg vir my en vir jou vanmôre. Jy moet net op God se woord bly staan. Halleluja. Ek gaan bid. Ek gaan afsluit vanmôre. En ek gaan die Here dank vir hierdie woord vanoggend. Ek is opgewonde oor die woord van die Here. Ek het besluit, ek in my huis, soos wat Josua sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ons sal op God se woord bly staan, dat hy vir ons die rigting wys vanmôre. Halleluja. Wat van jou vanoggend? Wat van jou vanoggend? As jy saam wil wees in hierdie gebed, dat jy net daar waar jy is, sê Here, hier's my. Sien my hart vanmôre. Ek gaan saam met u bid vanoggend. Ek gaan nie vra om enigiets anders te doen nie. Net daar waar jy is. Here, hier's my hart. Hier's my lewe, Here. Ek besluit vanmôre om met die duiwel terug te praat en sê, wat het jy gedink? Gaan jy reg kry as ek op God se woord bly staan en kyk wat die Here vir jou en jou familie gaan doen vanmôre. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vanoggend, Here, vir hierdie kosbare woord vanmôre, Here. Dankie dat u vanmôre diep in ons harte kom praat het. Here, ek sal 'n kragwoord uit die hart van God uit vanmôre om vir my en vir elkeen wat vanmôre luister te kom sê, dat ek maak 'n weg in die woestyn en 'n pad in die wildernis as jy net op my woord by staan. Halleluja. Maak nie saak wat die teologie sê vanmôre nie, maar ons staan vanmôre op die waaragtige woord van God en u sê, kom en ek sal vir jou die weg maak. Here, dankie vanmôre vir mense wat ingeskakel het. Dankie vir mense wat dalk nog later vandag of later in die week na hierdie boodskap gaan luister. Dit maak nie saak nie, maar ek weet vanmôre, Here, dat u tyd is die regte tyd. Halleluja. Dat hierdie woord sal uitgaan vanmôre. Here, dat mense se harte sal aangeraak word en Here, dat hulle omstandighede drasties sal verander, want u woord is ja en amen. Halleluja. Here, dankie dat ek dit 'n instrument kon wees, Here. Here, ek kan niks doen sonder die Gees nie. Ek kan niks sê sonder die inspirasie van die Heilige Gees nie. Maar Here, ek wil dit bid vanmôre. En ek wil dit bid vir elkeen vanmôre, dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En ons gee u al die lof en al die eer daarvoor, Here. En mag ons 'n getuienis wees van dit wat die Here vanoggend vir my en vir hierdie mense doen. En ons sal gaan uitgaan en gaan vertel wat 'n awesome God we serve. What a mighty God we serve, sê die koortjie digter. Here, u is 'n wonderbaarlike God. U is 'n groot God. U is 'n alomteenwoordige God. U is 'n liefdevolle God. Here, aan u kom toe al die lof en die eer en ons prys u naam daarvoor. Mag u naam opgelig word, Here. En ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Baie dankie dat u vanmôre saam met ons gekuier het by Profile Ministries. Ek en my vrou bid vir u. Ons weet die Here gaan u seën. Ons weet die Here gaan u lei. Ons weet u gaan 'n fantastiese week hê en u moenie skaam wees nie. Laat weet ons wat die Here vir jou doen. Laat weet ons wat God vir jou doen. Ons bid saam met jou. Ons getuig saam met jou. Ons is saam met jou opgewonde oor dit wat die Here doen. Praat met ons op WhatsApp. Praat met ons op Telegram. Ek gaan sien op Telegram. Is daar ook 'n Profile Ministry. Ek kan net gaan intik Profile Ministry. Praat met ons. Ek kan op my persoonlike WhatsApp ingaan of op Facebook met ons praat op Profile Ministries en ons sal graag met u deel ook. Baie dankie. Mag die Here u seën. God bless you en mag die Here u in hierdie Sondag verder bless. God bless you.